Almagtige, genadige Vader, ons kom vanoggend nederig voor U troon. Met dankbare harte, vir die voorreg om saam te vergader in U naam. Dankie vir die nuwe dag. Vertrou elke dag nuut is. En vir die liefde wat my verby nie. Here, sien elke persoon so in die dag, dat die is, die kinders wat so in harte die woord, die lied wat gesing word, Vader, die preek moet van die woord. Vader, alles tot eer van U, kyk het op opbouw van U, gemeente met U, Jesus. Ons bid het in die grote naam van Jesus Christus. Amen. Want kinders kom kerk toe, en hulle hoor 'n boodskap, maar hulle verstaan dit nie. En dit is baie belangrik. Mense, julle moet vir julle kinders die Bybel leer. Want as julle nie die Bybel vir die kinders gaan leer, die gaan die wêreld dit vir hulle leer en dis die verkeerde Bybel. Kom sit hier so. Sit sommer op haar skoot, man. Moenie eers ja, sit. Goed. As julle bly om hier te wees, is vir my so mooi al hierdie kinders. Om te dink, elkeen van ons was so groot. Om te dink, daar's baie dinge oor ons wat groot is in lewe gespreek, toe ons so klein was. En dit wat gespreek is oor ons lewe toe ons so klein was, het 'n impak op ons mense reeds nou. Nee? Want aan die Martie wil vandag vir julle kinders net 'n 5 minute boodskap gee. 'n 3, maar dit gaan 3 minute wees. Wat jy sê, sal jy hê. Dan gaan jy wonder, hoekom sê dat sal jy hê? Nou goed, kom ons begin. Het iemand al vir jou gesê, jy kan dit nie doen nie? Het enige iemand al vir julle gesê, julle kan nie loop nie, julle kan nie lees nie, julle kan nie. Het iemand dit al vir julle gesê? Nee? Hulle het vir julle gesê, jy kan dit nie doen nie. Dan kyk ons, of jy het dalk self gesê, ek is nie slim nie. Hoeveel van julle het al vir julle self gesê, ek is nie slim nie? Kom, steek op jou handjies. Ek gaan dit nie, maar ja, ek is bang. Wie het al gesê ek is bang? Ek is bang. Wie het al gesê ek kan nie? Wie het al gesê ek kan nie? Ek kan nie. Ek kan nie leer nie. Ek kan nie soet wees nie. Ek kan nie, nee? Nou, gaan ek vir julle Bybelversie lees en julle moet dit gaan onderstreep in julle Bybel. En onthou wat aan die Martie vandag vir julle gesê het, is dat, vergeet ek van die bril. Spreuke 18 vers 21 sê, dood en lewe is in die mag van die tong, en elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet. Nou as ek dit in hele taal kan omdraai, sê dit jou woorde kan lewe bring, of dit kan seer maak. So dit wat jy met jou tongetjie sê, kan 'n maatjie seer maak, of as jy met jou tongetjie sê 'n maatjie is oulik, dan bou dit daai maatjie op. So hierdie tong wat ons het, kan vir ons baie groot moeilikheid gee. Jou lewe bring dit wat jy sê oor jouself. Nou as jy sê, die lewe maak saadjies, kom ons sê eerder die woorde is saadjies wat jy plant. Nee? As 'n mens 'n mieliepit plant, dan kom daar 'n mieliepit op, nee. Maar as jy 'n doring plant, dan kom daar 'n doring op. Nee. Nou as jy sê, jou woorde wat jy sê is soos 'n saad. As jy sê, ek kan dit nie doen nie. Dis om daai saadjie te plant, wat sê ek kan nie. En as ek nie kan nie, dan kan ek nie dit wat opkom nie. Dit kan nie gebeur nie. En wat jy plant, nee, is wat jy groei, wat groei. So as jy verkeerde goed plant, gaan die verkeerde goed opkom, nee. As jy verkeerde water opgooi, dan gaan die verkeerde goed opwees. En daar was 'n seentjie, wat altyd gesê het, ek kan nie, ek is te bang. En een keer het hy gesê, hy begin glo, dit is waar. Alles wat hy gesê het, het hy gedink, dit is waar. Elke keer as hy sê, ek kan nie, kinders, ek kan nie goed doen op skool nie. Ek is nie so slim soos die ander nie. Ek is dom. Nee? Ons sê dit so baie. En die seentjie het gesê, ek kan nie, ek is te bang. En elke keer het hy gesê, en hy het dit begin glo. En eendag het sy mamma vir hom begin sê wat God vir jou sê, jy is.
Nou dink hy, wat is dit? Mamma sê toe vir hom, ek is sterk. Wie sterk? Sê ek is sterk. Ek wil julle hoor, ek is sterk. God help my. Ek kan dit doen. En weet julle wat? Toe hy dit begin sê, toe hy begin dapper raak, hy het weer begin lewe kry, hy het weer begin 'n lag op sy gesiggie kry, en hy het weer begin glo dat hy goed genoeg is. En wat woorde laat 'n mens verander. Wat sê die mammas en die pappas? Die kinders gaan nooit werk kry as hulle klaar met skool, want kyk hoe lyk die land. Dis wat jy spreek. Leer, kom ons leer gou vir die kinders. Ons leer net hierdie bietjie van ek is sterk. God is met my. Ek kan dit doen. En ek spesiaal. Hoekom is julle spesiaal? Ja? God het ons almal spesiaal gemaak. Ja, elkeen is spesiaal. Want God het ons elkeen spesiaal gemaak. En weet julle wat is die beste van alles is? Jesus is lief vir jou. Sê 'n bietjie, Jesus is lief vir my. Jesus is lief vir my. Ek wil dit weer hoor. Jesus is lief vir my. Nou goed, van vandag af, nee. Van vandag af. Jy gaan nie sê ek kan nie. Daai woorde word nie weer gesê nie. Ek kan nie. En ook ek is niks werd nie. Daai woorde sê jy nooit nie. Nooit ooit oor jouself nie. Want jy is meer as 'n oorwinnaar, want Jesus Christus is in jou. Sê eerder, God help my, wanneer dinge moeilik raak. Dan sê jy, God help my. Ek weet nie wat om te doen nie, help my. En dan sê jy ook, ek kan. Ek kan hierdie jaar deurkom. Ek kan leer lees. Ek kan my ma en my pa eer. Ek kan 'n goeie kind wees. Nee? Amen. En wie se kind is jy? My ma sê, Is jy jou ma se? Okay, jy's jou ma se kind. Nou wie se kind is jy, Leon? God sê. God se kind. Jy's God se kind en jou ma en jou pa se kind. Maar eers kom God. Nee? Okay. Yes, dit is goed. Kom ons maak ons oogies toe dan met ons net gou saam. Julle kan agter my aan sien. Julle kan agter my aan sien, ons gaan julle genoeg tyd gee. Here Jesus, Here Jesus. dankie dat U my liefhet. Dankie dat U my liefhet. Help my om goeie woorde te praat. Help my om goeie woorde te praat. Help my om nie slegte dinge oor myself te sê nie. Help my om nie slegte dinge oor myself te sê nie. Leer my om te sê wat U sê. Wat U sê. Ek is sterk, Ek is sterk. ek is lief, Ek is lief. ek is U kind. Ek is U kind. Amen. Amen. Nou onthou, wat jy sê, groei. Né? Praat lewe en wat nog? Praat geloof. Dis wat ons moet doen, geloof. Né? So uit julle mondjies uit gaan jy nie ooit eendag weer sê jy kan nie, want jy kan. Jy's meer as 'n oorwinnaar, want Jesus Christus het gee vir jou die krag. Daar's hy. Geef hulle hande klap dat hulle mooi gesit het. Julle kan nou maar gaan daar waar julle ouers sit of julle kan is die kindergoedjies uitgepak vandag. Of het hulle gedink dit gaan reën. As hy, ons is nou by die groot. Weet jy wat? Nee, kom terug. Geef hulle almal gou 'n sweetie. Julle moet gou julle sykstokkies kom haal. Almal wat hier voor gesit het. Want daar is 'n kindjie hier wat klein is. Sy amper vergeet dat die tannie moet ook help. My altyd onthou. Joep, ek koop ons geniet. Ja, wag, hy's daar. Sê. Klein ding. Julle wil die kinders vat voordat die groot mense dit vat. Ek sal dit oppas. Jy gaan nou kindjies vat. Weet julle wat, vir my is dit so spesiaal en ek is so dankbaar vandag. Vir elke... Hy was sy eie kleed. Ja, Dan moet jy eers hulle gaan nie siek word nie. hy dan sê dankie. Wat kan ek nou? Wat sê hy? Eileen, geef vir ouma. Ek gaan kom ons gee hom hier so vir ouma. Hy kan
gaan kunnen zien dat ze willen. Wat ken je niet? Hy wil ook 'n bloue hê. Gaan gee vir ouma. Hy sal net by ouma moenie worry nie. Hy gaan eet. Ja, hy is te cute. Daar is hy. Kindertjies, daar is hy. Nou begin ons by die groot mense te preek. Nou is ons by die groot mense. Vandag se preek gaan elkeen van ons se lewe verander. Elkeen van ons het nodig om dit wat ons sê. Ek sê nou vir julle, as jy jou mond gaan, jou spraak, jou houding gaan verander, kan jou lewe verander. Amen. Ons is so geneig om die verkeerde goed te sê. Ek gaan dit nie maak nie. Die einde van die maand kom, budget klop nie. Ons gaan weer net brood eet. Ons gaan niks hê om te eet nie. Ons gaan niemand kan betaal nie. Want jy spreek dit. Dit is wat ons spreek. En ek is skuldig. Kom wat ek vir julle sê, ek het hierdie week het ek vir Sandra gesê, ek preek net vir myself op die stadium. Elke ding, gister se volharding wat ek moes oor uitgebrei, die woord wat ek uitgebrei het, ek moet volhard in dit. Maar dit wat ons vandag hier gaan hoor, moet ons lewe verander. En daar is nog iets wat ek vir julle wil sê. Ek like nie vir Sina nie. So ek gaan nie kerk toe kom. Want Sina is net nie my tipe nie. Sy dink, sy is oulik, maar sy skinder agteraf van my. So ek gaan nie kerk toe kom nie, want Sina is in hierdie kerk. Mensies, moenie laat mense jou weghou van God se teenwoordigheid. Moenie laat mense, Sina is nie regtig nie, ek speel net, ek gebruik as 'n voorbeeld, ek's baie lief vir Sina. Amen. Maar moenie laat ander mense jou weghou van die kerk af nie, want onthou vandag is dalk 'n woord wat jy moet hoor. Maar omrede, daar is Sina, nee, 'n Delila, kom sê 'n Delila in jou lewe is, en die Delila sit in die kerk, gaan jy nie kerk toe kom nie. Jy is besig om dit te verloor. Moet dit nie doen nie. Kom kerk toe, face die mense. Want weet jy wat? Bid vir jou vyande en vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Baie keer weet hulle nie wat hulle doen nie. As gevolg van dit wat ouers in hulle lewe ingespreek het, van kleins af, het gemaak, dat hulle die foute maak wat hulle vandag maak. Okay. So kom ons buig ons hoofde en ons open net hierdie diens. Here almagtige God, ons kom vanoggend nederig voor die troon. Here, ons besef dat ons sonder U niks is nie. Ons besef ook ons woorde, ons denke, ons lewe, alles behoort aan U. Vader, ek bid nou, kom neem beheer van hierdie diens. Kom neem beheer van elke hart. Kom neem beheer van elke gedagte. Heilige Gees beweeg vrylik in hierdie plek, van sitplek tot sitplek. Raak elke persoon aan, die gebroke, die wat moeg is, die wat moed verloor het, Here. Selfs die wat glimlag aan die buitekant, maar stikkend is aan die binnekant. Here, U woord sê dat lewe en dood is in die mag van die tong. Ek bid vandag, open ons oë om te sien, open ons harte om te ontvang, en gee vir ons die krag om dit toe te pas. Vader, ek breek elke leuen wat oor mense se lewens gespreek is. Breek elke woord van verwerping, ek breek elke woord van mislukking. Ek breek elke woord, jy sal dit nooit maak nie, of jy sal nooit regkom nie. En vandag verklaar ons, daar sal lewe uit hierdie plek uitgaan. Daar sal geloof uit hierdie plek uitgaan. Daar sal herstel uit hierdie plek uitgaan. Gebruik my as U instrument. Laat dit nie net my woorde wees nie, maar woorde uit U woord, Vader. Ek sê dankie vir die voorreg wat ons het om vandag hier in die kerk te kan sit. En Here, gaan sy saam met elkeen, waar ons gedagtes afgelei word, dat dit nie afgelei sal word nie, dat ons sal fokus. En dit bid ek in die naam van Jesus Christus alleen. Amen en amen en amen. Nou, ek gaan nou vir julle 'n dingetjie vertel. Ek het nou vanoggend vir Sandra gesê daarvan dat een van my vriendinne was baie na my gewees. En ek het 'n baie mooi pad saam met haar gestap en sy het tot bekering gekom en sy het iewes skielik kanker gekry. Baie siek geword. En ek het geglo met my hele hart en my hele siel dat sy gesond gaan word. Elke keer as ons
almal by mekaar is, dan sê almal, sy het net 3 maande oor. Sy gaan dit nie maak nie. En ek was nou kwaad vir die mense. Want hoekom kan ons sê, iemand gaan dit nie maak as hulle siek is nie? Hoekom sê ons elke keer met hierdie tong, dinge wat ons uitspreek oor ons lewe? En dit is nie vandag vir my maklik om hier te staan om hierdie woorde nie, want ek praat met myself. Maar sy het nie lang gelewe nie, want daar is oor haar uitgespreek, jy gaan dit nie maak nie. Hoeveel keer kom ons as ouers en ons spreek dinge uit oor 'n kind se lewe? Jy moes nooit daar gewees het nie. Jy is eintlik net 'n stuk gemors. Kyk, wat maak jy alweer? Wie van julle ouers het vir julle gesê, jy moes nooit daar gewees het nie? Ek moes jou doodgelê toe jy gebore is. Weet julle, daar's 'n vroukie wat dit tot vandag glo wat daar is mense wat vandag 60 jaar oud is wat glo hulle ouers wou nie gehad het nie. En as gevolg daarvan het hulle probleme in hulle lewe. En soos wat die woord sê, Spreuke 18 vers 21, dood en lewe is in die mag van die tong, en elkeen wat dit gebruik, sal die vrug daarvan eet. Dit klink rof, nee. Ons onderskat die krag wat uit ons mond uitkom. Nie waar nie? Ons dink dis net woorde. Ag, ek het dit nie bedoel nie, of ons praat maar net. Is ons daar? Maar die waarheid is, jou mond bou jou lewe. Of dit breek jou lewe. Wat kies jy? 'n gebreekte lewe of 'n opgeboude lewe? Jy glo vir herstel, maar jou woorde kan jou terughou met herstel. En ons is so geneig om te sê, ek het suikersiekte. Ek het suiker. My bloeddruk is so hoog. En ek het nodig geld nodig, hoe gaan ek deur die lewe kom? Alles werk net nie vir my uit nie. Nee? Alles werk nie vir my uit nie. Ek gaan dit nie maak nie. Dan kyk ons, jou woorde het skepingskrag. God het nie gedink, hy het gespreek. In Genesis 1, en God het gesê. As ons kyk van die begin van die Bybel af, het God gesê. Lig het gekom toe God gepraat het. Lewe het gekom toe God gepraat het. Orde het gekom toe God gepraat het. Maar elkeen van ons is na God se beeld geskape. Amen. Dit beteken wat jy sê dra krag. Woorde is sade, soos ek dit vir die kinders verduidelik het. Elke woord wat jy sê is 'n saad. Negatiewe woorde gee vir jou 'n negatiewe oes. Positiewe geloofswoorde gee vir jou geloofsoes. Geloof is 'n vaste vertroue. Is 'n vaste vertroue op dit wat ons nie sien nie. En waar is jou geloof regtig? Jy kan nie twyfel saai nie. Ek het 'n oproep gehad hierdie week wat skokkend was van my ex-man wat 'n beroerte gehad het. En hy is in die hospitaal en ek het so kalmte oor my gehad. Maar almal is in 'n paniek oor alles, maar daai kalmte wat oor my is, want die dokter sê dit is die diagnose. Maar wat sê God? Wat sê God? Wat is die diagnose? Want in wie se hande is ons lewe regtig? In God se hande. En ons is so geneig om ons verwag 'n deurbraak. Ons verwag vrede. Ons verwag 'n seën. Maar ons twyfel. Ons vrees. Ons saai negatiewe woorde uit. Maar nou kyk jy op ChatGPT, indien jy 'n beroerte gekry het, is dit alles wat met jou kan gebeur. Né? Jy kyk dit nou daar, die ou lê nou daar
Die persoon lê daar, hy's baie siek. En al hierdie goeters sê die wêreld nou vir jou. Maar waar glo jy? Waar glo jy? Hier sit mense wat gesê is, jy gaan dit nooit maak nie. Jy die siekte wat jy het, kanker, jy gaan dit nie maak nie, jy het 3 maande oor. Dan glo jy daai 3 maande. Ek is ongelukkig gediagnoseer gewees. En ek gaan nie eens die ding se naam noem nie, nou het ook gesê dis 3 maande. Ek het begin regmaak, jong, nou gaan ek dood. So ek gaan nou begin regmaak en ek het seker geword. Tot ek eendag begin opstaan en gesê, ek gaan nie dat hierdie ding my onderkry nie. Ek gaan nie. As 'n dokter sê, jy het so lank oor, dit is nie in die dokter se hande nie. Maar ons spreek heeltyd, ons sê heeltyd. Haai, jy gehoor, daar het net 3 maande oor. Februarie, Maart, April, April, so dit is nou naby. Dan spreek ons dit, wanneer raak ons positief oor 'n situasie? Baie mense is vasgevang deur hul eie mond. Jy bid, Here help my. Jy bid dit, Here help my, maar dan sê jy, ek gaan dit nie maak nie. Ek is klaar. Ek is moeg. Niks werk vir my uit nie. Jy het gebid vir 'n uitweg, maar nou kom jy met hierdie ding en dan trek dit alles jou af en dit bou nie meer jou geloof nie, want jy het geloof wat jy gehad het in die Here, maar dan kom jou woorde, dan bring dit jou af. Dan maak dit vir jou down to the drain. Dit is net nie aangenaam nie. Dit is jy sê die dinge jou aanhoudend, jy spreek dit aanhoudend. Ons vat byvoorbeeld, ek gaan jou gebruik sien as 'n voorbeeld. Sy het nie water gehad nie. En sy het gespreek, sy gaan water kry. Nie waar nie, jy het nou water nie. Die pomp is in en alles is reg. Maar sien hy het vir lank sonder water gegaan. Maar het haar nie eendag gehoor wat sy gekla het nie, wat sy gesê het, daar's nie water nie. Sy het aangehou glo, die Here gaan voorsien. En het die Here voorsien op die einde van die dag. Hy het voorsien vir haar. So die Here vir my ook in my lewe voorsien. Vir wie die Here al in julle lewe voorsien. En ek gaan Tannie ongelukkig vandag gebruik as 'n voorbeeld, die Tannie wat hier sit. Want sy's baie, haar liggaampie is so seer. Maar sy kom sit hier so, want sy het 'n keuse gemaak. Sy gaan nie meer dat die pyn haar terughou nie. Die pyn gaan nie meer oorheers nie. En sy het gekies. En gaan dit beter met die Tannie? Gaan dit beter met Tannie? Want die Tannie het lewe begin spreek oor haar situasie. So ons moet kyk, geloof praat anders. Geloof ontken nie die probleem nie, maar geloof gee nie die probleem die laaste woorde nie. Ons gaan nie die laaste woorde aan die probleem gee nie. Ek voel swak. Wie voel swak vandag? Wees eerlik. Voordat jy hier gekom het vir die woord gehoor, het jy swak gevoel. Nee? Maar God is my krag. Ek voel vandag swak, maar God is my krag. Ek sien geen uitkoms nie, maar God sal dit vir my laat uitwerk. Ek gaan deur storms, maar ek sal nie sink nie. Wie het al deur 'n storm gegaan? Het jy gesink? Nee. Ons is, en ek haal dit eintlik om die voorbeeld te gebruik, maar as ons kyk, ons almal is deur COVID. Ons het dit gemaak. Hoekom het ons dit gemaak? Want ons het nie angstig geraak nie, en daar is lewe gespreek. Daar is lewe gespreek. En dit laat my dinge 'n man, wat alles verloor het in sy lewe, alles. Sy werk, sy waardigheid, sy hoop. Wie het al alles in die lewe verloor? Alles, soos in alles. Werk, jou waardigheid. Nou, hy het begin dink, hy het begin wegkry vir mense, maar die oomblik wat dit sleg gaan met jou, is jou eerste besluit, ek gaan my toemaak in die kamer. Ek wil niemand praat nie. Ek gaan aan niemand toe nie, ek wil niks met niemand te doen nie, dan begin die vyand jou in afsondering indruk.
En dit is wat met hom begin het. Hy het begin wegkry vir mense, hy het begin sê, ek sê niks werd nie. Dis wat gebeur met ons. Ons kry weg, ons begin wegdwaal van mense af, want ek sê niks werd, ek sal nooit regkom nie. God het my vergeet. Waar is God dan nou in my lewe? Waar is God? Hoekom is my lewe soos wat dit is? Dan begin jy, en elke dag het daai man gesê, elke dag het sy wêreld donkerder en donkerder en donkerder geword. En dit is waar depressie inkom. Die oomblik wat jy spreek oor daai depressiwiteit, dan word dit al hoe donkerder en donkerder en donkerder. En dis wat met die man gebeur het. Tot eendag wat hy alleen gesit het en hy het gebreek, hy het gehuil. Hy het alleen gesit en hy het gehuil. En hy het totaal en al gebreek. Stoksiel alleen, niemand is by hom nie. Maar daardie, en hy het gehuil en gesê, Here, as jy regtig daar is, help my. Hoeveel keer het ons nie al gesê, Here, as jy regtig daar is, help my. Dan kom die Here en hy daardie aand het iemand na hom toe gekom en gesê, jy praat dood oor jouself. Hy het 'n klop aan die deur gekom. En daai man het vir hom gesê, jy praat dood oor jouself. Jy moet begin praat soos God oor jou praat. En hy het nie eens geweet hoe nie. Daardie klop aan daai deur was sy engel gewees, wat gekom sê, dit is wat jy besig is om te doen. En ek sê nou vir die mense, ag weet jy wat, ek is nou maar eenmaal arm en ek sal arm doodgaan. Ek is nou eenmaal 'n bobberop en 'n bobberop sal ek bly. Ek is nou eenmaal 'n ou wat met uit die varkhokke uit lewe, so ek is nou maar daai ou. En dit is wat jy spreek oor jou lewe. Maar wanneer gaan jy opstaan en sê, Here, U is tog nog met my. Dankie dat U nog met my is. Want dis wat hierdie man geleer het om te sê, dankie Here dat U nog met my is. Here, ek is nie alleen nie. Want hy was nie alleen gewees nie. Die Here is altyd saam met jou. Ek gaan nie hier bly nie, in hierdie situasie nie, ek gaan opstaan. Dis wat daai man besluit het. En dag vir dag het sy woorde verander, en wat hy toe begin het is, sy denke het verander, sy houding het verander, en sy lewe het verander. En dit het nie oornag gekom, dit het stadig het dit gekom. Want wat het hy begin doen? Hy het begin spreek in sy situasie in. Die dag toe hy sy mond verander het sy lewe begin draai. En die dag toe Martie haar mond begin verander het, toe my lewe gedraai. En so kan die wat vandag hier sit, wat in omstandighede sit, wat nie weet watter kant toe nie. Want dit is maklik om kinders te hê, vir die ouers wat kinders het. Dit is baie lekker om kindertjies te hê. Maar mens, as hulle moet skool toe gaan, dan begin die finansies praat. En as hulle ouer word, dan begin die finansies nog erger praat. En dan moet jy eers sterk staan, want dan kom die aanvalle. Maar wat spreek jy? So wat jy sê, word wat jy glo. As jy anders sê ek kan nie, dan gaan jy dit nie maak nie. As jy anders sê ek is te swak, gaan jy dit nie maak nie. Ek gaan dit tot 'n val kom. As jy dit uitspreek, gaan dit met jou gebeur. En jy moet begin glo. Begin glo, want God het elkeen van ons hier op aarde gesit. Nie om te suffer nie. Die vyand het gekom om te steel, te slag en te verwoes. En daar bly ons. Maar God het gekom om ons soveel meer te gee. Nee? Soveel meer. Maar ons hou vas aan daai dinge. En as jy begin glo en jy sê, God is met my. Ek sal deurkom, ek staan vas. En dan begin jou geloof te groei. Maar die ding, die duiwel gebruik jou mond teen jou. Die vyand hoef jou nie altyd aan te val nie, hy wag dat jy jouself afbreek. Hy wag dat jy jouself afbreek. En die papas wat hier sit, baie keer is die geld min, dan sê hy, ja, ek is nie goed genoeg vir my gesin nie. Wat spreek jy dan oor jouself? Jy is nie goed genoeg nie. Nee? Mamas? As die kinders so moeilik raak, dan begin jy te twyfel. Maar ons gaan nie onsself meer begin afbreek nie. Jy gaan nie jou toekoms vervloek nie.
in jou huis gaan jy nie meer negatief verklaar nie. Wanneer sê ons is geseënd in ons huise? Wanneer sê jy dit oor jou huis? Jy daar inkom sê, weet jy wat my vrou, weet jy wat my man? Ons is eintlik 'n geseënde paartjie. Ons is geseënd met soveel mooi kinders. Ons is geseënd met 'n dak oor ons kop. Ons is geseënd. Maar ons is so geneig om daai geseënd nie te gebruik nie, meer te kla. Kyk vir 'n kind, en ek sê dit baie. 'n Kind kan net altyd, as jy aan vir die jeug bid nie, dan sê sy, dankie vir die kossies, dankie vir die dakkie, dankie vir die mamma, dankie vir pappa, dankie. Dis so kinders bid. En hoekom kan kinders so bid? Want hulle geloof is baie sterker as ons geloof. En hulle weet wat is dankbaarheid, maar ons klaar met 'n wit brood onder die arm. So, ons moet ons mond dissiplineer. Na elke gedagte wat jy uitgespreek het, moet jy kyk wat jy sê. Jou stem dra krag. Psalm 141 vers 3. Dit die wat dit wil neerskryf of wil oopmaak, Psalm 141 vers 3. Here, stel 'n wag voor my mond, bewaar die deur van my lippe. Sit 'n wag voor my mond. Nou gaan ek nou baie op iemand trap, en dis nou daai liewe vroukie wat daar sit, kleintjie. Want ek wil sê, as sy ons huishouding wil omkrap, moet sy nou wil aankom met die telefoon. Sy kom in die oggende daarin, waar's my telefoon? Tannie Martie, dit gaan reën. Kyk hierdie blitse. O nee, vandag gaan 'n ernstige dag wees. Hier kom baie reën. Dan begin die kinders al te sê, nee man, ons wil dit nie hoor nie. En dan sê sy ook baie keer goeders. En dan is ons so omgekrap met haar. As ek wat dink jy ook om so te praat, want jy is besig om die reën te roep. Want sy begin al Saterdag, dan sê sy, nee, dan gaan die mense by die kerk, dus jy kyk hierdie weer wat kom. Dan spreek sy dit. Dan is ek en sy in mekaar in, nee? Praat ek die waarheid. Ja, hoe voel jy hoor, kyk hier sy telefoon, met die weer, hou niks van daarvan nie. Maar ok, kom ons gaan aan, jou woorde raak jou huis. Ouers sê, hierdie kind is onmoontlik. Nou het ek stilte. Hierdie kind is onmoontlik. Hierdie kind kan ek nie meer werk mee nie. Maar in plaas dat ons begin sê, my kind behoort aan Jesus. God werk in my huis. Hierdie familie sal nie breek nie. Hierdie familie sal nie opbreek nie. Jy sal die vrug eet, wat jy saai met jou mond sal jy eet. Saai lewe en jy sal lewe sien. Saai vrees en jy sal vrees ervaar. Praat wat God sê. Moenie net praat wat jy sien nie, maar praat wat God sê. Ek sal nie ondergaan nie. Amen. Sê dit, ek sal nie ondergaan nie. God sal voorsien. Ek is nie alleen nie. Die deurbraak kom. Maar julle sê dit so asof dit nie so kan wees nie. Julle is nie opgewonde nie. Kom ons kyk weer. Ek sal nie ondergaan nie. Daar is hy. God sal voorsien. Ek is nie alleen nie. Deurbraak kom. Nou ok, jy kan nou vandag besluit. Ek sal nie meer sê, ek is klaar nie. Ek gaan nie meer sê, ek kan nie. Ek gaan nie weer sê, ek is niks werd nie. Maar vandag af sê ek oor myself, God is met my. Oral waar ek gaan, God is met my. Ek sal deurkom met my finansies. Nou is dit stil. En ek spreek lewe oor elke situasie in my lewe. As jy 'n diagnose kry, bid daaroor. Maar moenie gaan lê nie. Want ek kan nou vir jou sê, 'n dokter kan 'n fout maak om te sê jy het kanker. Dan sit jy op die stoel, jy hoor daai woorde en jy begin te sê, goed, ek het kanker, ek gaan doodgaan aan kanker, ek gaan doodgaan aan kanker, ek gaan dit nie maak nie. Dan maak jy jouself sielkundig so siek, dat jy werklik dan ophou.
nie te lewe. Want jy spreek dit oor jouself. So, jou mond is 'n wapen, jy kan daarmee jou bou, herstel of lewe spreek. Wat kies jy dit? Wat gaan jy met jou mond doen? En ek gaan vanaand, weet jy, ons is al by die aand, ek gaan vandag 'n liedjie speel. Ek gaan afsluit met 'n gebed, maar ek wil hê elkeen van ons moet by iemand gaan staan, 'n rukkie en die volgende persoon gaan staan, om 'n seën uit te spreek oor hulle. Moenie worry, jy gaan nie nodig hê om te praat nie, die liedjie gaan vir jou praat. So laat ons mekaar begin seën, en dat ons moet begin spreek in mekaar se lewe. Ons moet begin positiwiteit spreek in mekaar se lewe. Want as jy gaan sê, dit wat jy gaan sê, dit is wat jy gaan kry. Ons spreek oor ouma se huis. Die huistransaksie gaan vinniger weer gaan. Ons gaan nie negatief raak daaroor nie. Nee? Sandra, oor jou. Jy gaan genesing ontvang. Ten volle genesing. Louis gaan ten volle genesing ontvang. Carolus, jy gaan volle genesing ontvang oor jou asma. Die asma. Jy gaan volle genesing ontvang. En ek wil eintlik hê jy moet vir die mense wys hoe lyk jy al. Sy oor was amper heeltemal weg gewees en dit begin weer te groei. Toe te groei, want kanker vleed daarso. Want ons het begin 'n lewe spreek. As jy moet begin 'n lewe spreek. Julle weet, ek het altyd gesê voordat ek aftree wil ek graag 'n karavaan hê. Ek het 'n karavaan gekry. Nou bly kleintjie nog. Het nie wiele, nou bly ek nog. Nee? Nie skinder. Ek wil nou, nee, maar ek het gesê ek wil 'n karavaan en die Here het vir my 'n karavaan gegee. Ons gaan hom nog regmaak, nee. Ja, ons gaan hom nog regmaak. Maar ek het altyd gesê ek gaan kinders aanneem. Ek het dit van kleins af gesê ek wil kinders se lewens verander. En die Here het dit voorsien vir my. Die Here het dit laat gebeur. Die vyand het baie gekom om te steel. Daar sit 'n kind wat glad nie kon hoor nie, wat nooit sou geloop het nie, wat nooit sou kon reg asemhaal nie. Daar sit hy speel vandag rugby. As ek gevat het wat die dokters gesê het, hom groot gemaak het en hom net daar gelaat lê dat hy nou maar sy bottel kry, later sou hy seker 'n gestig bly het wat hom moes versorg het, want die dokter het gesê hy gaan nooit kan loop nie, hy gaan nooit self kan eet nie, hy gaan nooit niks nie. En daar is hy vandag, geseënd, gesalf en gesond. Nee? Ons moet daai ding wat ons oor onsself spreek, van die kinders wat nie gaan werk kry nie, dis nie vir jou te besluit, die kinders sal werk kry. Die kinders sal werk kry. Hulle gaan. Kinders gaan suksesvol wees. Kinders gaan suksesvol wees. Amen. Amen. Jy wat hier sit, gaan suksesvol wees. Papas, hoor my vandag, julle gaan suksesvol wees. Julle sal vir julle huise kan voorsien. Hoekom? Want jy spreek dit oor jou lewe. Baie keer is daar dinge wat ons terughou, dis hierdie ding. Hierdie ding wat die grootste moeilikheid maak, is hierdie ding. Want jy spreek heeltyd uit. Jy spreek heeltyd uit. Maar kom ons buig ons hoofde en ons bid saam en daarna speel ons 'n lied. En ek wil hê elkeen van julle moet mekaar vandag bedien. Moenie skaam wees nie. Moenie dink jy is nie goed genoeg nie. Elkeen is goed genoeg wat jy sê. Amen. Kom ons buig ons hoofde, Here Jesus. Vandag kom ons en ons bely. Ons het verkeerd gepraat. Ons het dood gespreek waar ons lewe moes spreek. Ons het twyfel gespreek waar ons geloof moes spreek. Vergewe ons, Here. Reinig ons lippe. Reinig ons harte. Reinig ons denke. Here, van vandag af sal ons lewe spreek. Ons sal geloof spreek. Ons sal U woord spreek oor elke situasie. Breek elke woord wat oor ons lewens gespreek is, breek ons nou af in die naam van Jesus. Woorde van verwerping, woorde van mislukking, woorde van pyn, woorde van dood.
Ek vervang dit met u waarheid. Here, ek bid, laat hierdie mense nie dieselfde vandag hier uitstap nie, as wat hulle ingekom het nie. Laat hulle uitgaan met nuwe woorde. Here, nuwe geloof en nuwe krag. En van vandag af sal hulle oor hulle self sê, ek sal nie ondergaan nie. God is met my. My huis behoort aan Jesus. En ek spreek lewe oor elke situasie, Here. Hier waar die kinders is, Here, kinders wat sukkel op skool, Here, ons spreek oor hulle. Daar sal nie weer 'n gesukkel wees nie, Here. Raak elkeen aan met die gedagte van, ek kan nie, ek is net nie goed genoeg nie, Here. Raak elkeen aan. Here, elke liewe kind wat daar is, Here. Ons spreek lewe in oorvloed oor elke kind uit. En elke huisgesin wat swaar kry, Here, wat dinge moeilik gaan, Here, ons spreek genesing uit oor hulle, en dat hulle voorspoedig sal wees. Here, mense wat wag vir transaksies wat moet deurgaan, Here, dat dit spoedig sal deurgaan, Here. Want baie keer wag ons en dit is moeilik om in omstandighede te lewe waar jy nie seker is nie, Here. Maar gee bevestiging en laat alles meewerk soos wat u dit wil hê. Here, laat u wil geskied in elkeen van ons se lewe en help ons om nie meer enigsins dood te spreek oor onsself nie. Ons bid dit in die magtige naam van Jesus Christus alleen.